Goeiemôre en welkom by Koffietyd saam met God en ek hoop jy het 'n wonderlike dag en 'n wonderlike week gehad en dis donderdag en ons gesels verder oor 1 Timoteus 6 en dit wat hy vir ons wil leer rondom eintlik wat die liefde vir geld en die waarskuwing wat daar is, want daar is tog 'n waarskuwing. Die Bybel is nie negatief oor geld nie, die Bybel is nie negatief oor geld maak en of as jy die geleentheid het en as jy die gawe het om geld te maak, die Bybel is nie teen dit nie. Maar die Bybel waarsku wel teen die liefde vir geld en dis waar die probleem inkom, want ons liefde moet alleenlik teenoor God wees. Ons moet God alleen lief hê, en nie geld nie. Daarom sê Jesus, jy kan nie Mammon en God saam dien nie, want jy is lief vir die een en jy gaan die ander een haat. En dis gewoonlik geld vir wie ons lief het en God wat ons haat in daai opsigte, nê. En so daarom is die waarskuwing daarso van moenie, wees versigtig. Wanneer jy wel geld pursue in jou lewe. En weer eens, die Bybel sê teen dit nie. Die Bybel sê inteendeel dat dis God wat vir ons die vermoë gee om geld te kan, of rykdom, ek praat nou heeltyd van geld, maar rykdom, nee, is eintlik rykdom te kan kry. En so kom ons lees gou volgende weer saam en dan gesels ons nou lekker weer saam. Sê 1 Timoteus 6 vanaf vers 6. Die godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie en ons kan niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in die verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid, of dis daai woord, die liefde vir geld, is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gejaag. En so ek wil nou 'n bietjie gesels, ons het Dinsdag gesels oor die tevrede wees en ons het Sondag gesels oor die geldgierig, die liefde vir geld en hoe toets ons liefde vir geld. Ek wil 'n bietjie praat vandag oor daai versie in die middel, vers 9. Hy sê, maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. En dan juist daar aan die einde waar hy ook sê dat party het geld nagejaag en toe die geloof verloor. En dis juist waarteen Jesus ons gewaarsku het, is dat as ons geld liefhet, as ons vir Mammon liefhet, dan gaan ons God nie meer lief hê nie. En dan gaan ons afvallig raak teenoor hom. En so weer eens, ek dink Paulus gee hierso vir ons 'n waarskuwing rondom geld en rykdom. Want hy sê die wat ryk wil wees, dis nie altyd net geld nie. Ek dink in ons samelewing waarin ons lewe is geld maar eintlik die primêre bron, van rykdom of waarteen ons rykdom meet, alhoewel dit nie eintlik die enigste is of eintlik die beste manier is om rykdom te meet nie. Is geld tog maar die algemene woord wat ons gebruik vir dit. So verskoon my as ek praat van geld, ek bedoel eintlik rykdom. En ek sal probeer my woorde mooi ook oplet op my woorde. Maar self Paulus gee vir ons nou hier 'n waarskuwing van rykdom en om ryk te wil wees. En hy sê dat dit veroorsaak baie keer die begeerte om rykdom te wil hê of die begeerte om ryk te wil wees. Dit veroorsaak baie keer dat ons in verkeerde maniere of verkeerde paadjies sal loop om dit te kry. En mense kan eintlik baie eenvoudig en baie kort oor hierdie sin praat, of hierdie gedeelte praat, want mense sien dit baie keer in die besigheid dat baie mense is bereid om van hulle beginsels van woord en van God en alles afskeid te neem in terme van 'n kontrak te kan laat. En so daar's baie sulke stories wat mense eintlik maar hoor van hoe mense weet wat die Bybel sê vir hulle om te doen, maar hulle doen dit nie van die aanloklikheid van die kontrak. Die kontrak is net te goed om af te gee of om te verby te gaan. En as ek dit nie doen nie, dan gaan iemand anders dit doen. En ons kry al hierdie verskonings van hoekom is dit nou okay vir ons op hierdie stadium? Hoekom is dit nou aanvaarbaar vir ons om hierdie ding te doen? En dit is gewoonlik goed wat ons weet teen ons waardes gaan. Dit is 'n kontrak wat onder die tafel gedoen moet word of iemand wat moet uitgesny word of ons doen dit cash want dan gaan SARS nie weet nie. Daai tipe goed. En die Bybel waarsku ons teen dit. Hy sê dat wanneer ons goed op hierdie manier doen sodat ons ryk kan word, sodat ons rykdom kan erf, dan val ons in 'n trap of 'n struik. Hy praat hierso van hulle loop hulle vas in 'n struik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in die verderf en ondergang gestort word. Nou die skadelike kan mens op klomp verskillende maniere ook verstaan en sien, Skadelik, kom ons praat hier van fisies.
As ek besigheid doen en ek doen dit van die boeke af sodat SARS nie weet nie, kan ek in groot moeilikheid trap. Of in groot moeilikheid kom wanneer SARS wel uitvind van hierdie goed, nê. En dan dis baie keer in daai opsigte wanneer ons dan wonder, maar hoekom gebeur dit nou en hoekom laat God nou hierdie goed toe? Of hoe wat waar en al die goed, nê. Maar dis nie God wat dit gedoen het nie. Dis nie God wat gesê het nie, maar dit is daai begeerte om ryk te gebou geword het. Want hoekom? Want as ek dit van die boeke af doen, hoef ek nie 15% of wat ook al 20% of 27% aan SARS te betaal nie. Nee. Hulle weet ons nie so al die geld is myne, dan kan ek vinniger ryk word, ek kan vinniger meer rykdom kry, nê. En dis waar die Bybel vir ons sê, maar pas vir die stryk van ryk wil wees. Die begeerte daarvan. Hy sê in die eerste plek, hy sê val in versoeking, nê. Dis eintlik waar dit gaan. Daai versoeking van ag man, doen dit net, niemand gaan weet nie, of doen dit op hierdie manier, niemand gaan weet nie, nê. En so dit is in daai opsigte wat mense eintlik maar versigtig moet wees. Is die rykdom, die aanloklikheid van rykdom kry, vinnig kry, is daar versoekings en daar strikke waar ons gaan trap. En dan kan dit tot skadelike goed lei. In die eerste plek, kom ons sê fisies, SARS kan uitvind en jy word beboet of jy kan in die tronk gegooi word en daai tipe goed. Maar dan het ek ook al gesien hoe rykdom en ryk wil wees, families en gesinne al uitmekaar uitgejaag het, nê. Dis vir my altyd die hartseerste ding wat ek beleef by begrafnisse. Wanneer dit kom oor boedels en daai tipe goed. So ek het nou nie te veel te doen met dit nie, maar ek hoor maar die stories as hulle daar kom sit om die begrafnis te reël. Van hoe hierdie boetie nou hierdie sussie of hierdie boetie nou ingedoen het wanneer dit kom by die boedel en pappa se geld of mamma se geld en daai tipe goed. En hier is die begeerte van rykdom, nê, die begeerte van ryk wil wees, maak dat ons snaakse dinge doen, julle. Dat ons verhoudings sal breek. Ons is bereid om vir jare, asof dit nie vir 'n leeftyd van mense af verwyder te word, net as gevolg van geld. Of rykdom. Julle, en dit is vir my hartseer dat ons daarin dink dat rykdom so 'n belangrike ding vir ons geword het. Dat ons bereid is om mense eintlik maar af te skryf. Familie, jou boetie of jou sussie sal afskryf om net 'n bietjie meer geld te hê of net 'n bietjie meer te kan erf, maar dit goed. En dis vir my hartseer want is goed wat ek op nie daaglikse basis nie, maar baie beleef in daai opsigte. Besigheid, ek het nou 'n bietjie daar gepraat van kontrakte wat onder die tafel gedoen moet word of dat goed net op 'n sekere manier gedoen moet word, dat ander mense uitgesny word en daai tipe goed. En so maak ons regtig baie seer en stikkend en maak die wêreld gebroken. En julle dan die ander kant daarvan is ook die uitbuiting wat mense sien. Nou, dis iets wat na in my hart lewe. En ek weet na in 'n paar mense se hart lewe. Maar as mens net kyk wat kos nê. Wat betaal mense vir kos? Is dit vir my belaglik om te dink daaraan. As mens net gaan dink, as jy selfs net na die mark toe sal ry en daar goed gaan koop. En daar's klaar al 'n mark of 'n maak opgesit, nê. Net besef hoe goedkoop kan jy kos koop by die mark wanneer kom nou by groente en vrugte en daai goed. En wat ons betaal in die winkels, dan dink ek net aan hierdie gedeelte is daai begeerte om ryk te wees. En ek is nie enigstens skaam daaroor of wat ook al om vir jou uit te byt sodat ek kan ryk word. En die samelewing waarin ons lewe is eintlik maar 'n testimonie van hoe dit werk. Van mense wat wil ryk wees en rykdom erf en ander mense bereid is om ander mense uit te byt in terme van dit. En so die Bybel praat ook baie keer daarvan dat jou weegskaal moenie vals wees nie. Jou weegskaal moet goed wees en nie reg wees. En wees eerlik en moenie mense uitbuit nie, daai tipe goed. En dis waar al daai wette en goed inkom. As ons gaan kyk in Levitikus, Deuteronomium, Numeri, daai plekke waar al die wette opgevang is. Dan sien ons reg deur die Bybel is dit eintlik God se hart, is om te sê, maar moenie mense uitbuit net om ryk te word, net om ryk te wil word. Ek en my skoonpa praat baie keer dan sê ons, jy kry twee tipes mense. Jy kry daai tipe mens wat van een seil probeer ryk wees en dan kry jy die ander persoon wat sê, weet jy wat, dit gaan nie oor hoeveel geld ek op hierdie een ding doen nie, dit gaan oor ek wil baie van dit verkoop. En ek dink op daai opsigte is dit eintlik die mentaliteit wat ons het. Is om te sê, weet jy wat, ek wil dit eintlik so goedkoop as moontlik vir mense maak. En ek kan nog steeds my lewe maak. Ek kan nog steeds 'n lewe maak daaruit, maar dit gaan nie oor net 1 of 2 te verkoop nie, maar dalk 100 te gaan verkoop of wat ook al.
En ek dink in daai opsigte moet mense ook daar rondom dink. As jy besighede het en daai tipe goed is, hoe regverdig is jy wanneer dit kom by jou besigheid? Of wil jy vinnig ryk word? Nou ek verstaan, ek is nie in die besigheidswêreld nie. So ek verstaan ook nie al die ins en outs. Ek verstaan nie altyd hoekom ons R15 vir 'n kilogram wortels moet betaal by Pick n Pay, maar by die mark kan jy 5 kg koop vir R15. Ek verstaan ook nie altyd daai goed nie, want ek's nie in daai wêreld nie. So ek besef ook dit. Maar ek dink jy sal weet, jy wat 'n besigheid het of jy wat in 'n korporatiewe wêreld werk, jy sal weet hoe eerlik en hoe opreg en hoe goed is die besigheid in daai opsigte. En ek dink wanneer dit kom by hierdie goed, dan moet ons regtig die woord begin volg en sê maar Here, as ek 'n besigheid het, hoe wil U hê moet ek besigheid doen? En ek dink hierdie gedeeltes gee vir ons regtig leiding in dit. Ons sê maar wees versigtig, want jy kan net soos jou competitors 100% markup sit op jou produk. Maar is dit regtig nodig? Sal jy regtig doodgaan as jy net 50% markup opsit? En dit so ook ander mense nie uitbuit nie en vir ander mense 'n goeie produk kan lewer in terme van goeie geld en goeie waarde vir geld en daai tipe goed. En so julle weer eens, ek besef dat ek is ook nie noodwendig in daai wêreld en daai opsigte nie. Ek dink ook nie altyd nie. Ek het wel klomp gedagtes rondom die goed, maar dat mense ook julle nodig het om met ons te gesels. So skryf 'n bietjie dalk op die comments. Skryf 'n bietjie op hierdie video. Jou gevoel oor hierdie gesprek en hoe jy dink in terme van markups en daai tipe goed. En laat ons sommer lekker gesels onder op YouTube oor in die comment section al daai tipe goed. So mag jy 'n wonderlike dag hê, mag jy 'n wonderlike week hê en ek hoop ek sien jou Sondag en ons gaan verder gesels oor rykdom en ons in die maand van wat ons praat oor finansies en daai tipe goed. En eintlik is die kernwaarde waar ons praat vir hierdie maand is eintlik maar net stewardship, skiet ek nou die Afrikaans nou sê die rentmeesterskap en hoe wil die Here hê moet ons met ons goed werk wat hy vir ons leer. So mag jy 'n wonderlike dag verder hê, mag jy 'n wonderlike week verder hê en ek hoop om jou Sondag te sien.